Ons stap nou al vir 3 weke 'n pad. En vir as jy dit nie gemis het nie en jy die laaste 2 weke geskiep, stel ek voor dat jy dalk net die video's gaan kyk, want jy gaan dalk uitmis oor wat gebeur. En ek dink in die laaste 3 weke, week 3 vandag, rig die Here ons oor waantoe ons op pad is. En ek het gesê van die begin af dat 2 weke terug, toe het ek gesê dit het ons 'n jaar gevat vandat ons visie bekend gemaak het aan die gemeente. Dit het ons basies 11 maande gevat om goeders in plek te sit, om sisteme te doen, om alles in plek te kry, om te kan sê waantoe is ons op pad? Waantoe is ons as gemeente op pad? Want ons is nie 'n gewone gemeente wat net geroep is om net Sondag na Sondag te funksioneer nie. En ek glo nie jy wat hierso sit moet soos enige ander kerk net mense wees wat Sondag na Sondag kerk toe kom nie. Ek glo nie dis waarvoor Lighuis hier is nie. Ek glo nie dit was die oorspronklike hart van Dominee Andrei nie. En ek glo nie dis waar Lighuis vandag is nie. Net so 2 weke terug, het ons gepraat oor ons beloofde land. Lighuis se beloofde land. Wat is die beloofde land waarvoor Lighuis geroep is? Vir baie jare het ek heeltyd myself gevra, Here, wat soek ons hier? Wat is die doel van ons as gemeente? Wat soek ek hierso? En dan dink ek terug aan 8 jaar terug toe ek begin en dit was seker so 2-3 weke wat ek in is. Ek onthou hier was nog trappe gewees. Wie van julle onthou hier was nog so trappe hier gewees, nê? En ek onthou dit was eendag stap ek hier by die kerk in en daar's niemand hierso nie en ek sit net op hierdie trappe. En ek huil voor die Here. Ek sê, Here, wat soek ek hier? Ek weet nie wat soek ek hier nie. Ek weet nie hoekom is ek hier nie. Ek het nie 'n koek en klou wat ek doen nie. Ek het nie 'n koek en klou of ek hier wil wees nie. Ek weet ek moet hier wees. U het gesê ek moet hier wees en daarom is ek hier, maar ek het nie 'n idee nie. Ek het nie 'n idee nie. En vir lank vra ek myself die hele tyd die vraag, wat is die doel? Hoekom is ons hier? Wat is die... En vir baie lank het ek net op my bord geskryf, so 'n groot wit bord agter my kantoor. Why? Hoekom? Wat is die rede vir Lighuis? En 2 weke terug, toe sê ek vir julle dat ek glo dat Lighuis is hier om 'n verskil te maak in die Goudveld. Ek glo dat Lighuis is hier en die Here het ons hier geplaas vir 'n spesifieke doel. En ek glo jy is in Lighuis en jy is in die Goudvelde vir 'n spesifieke rede. En as ek dink aan toe God geskep het, dan dink ek altyd oor hoe die Here die volledige tydlyn uiteengesit het. En van die begin af, van waar sy skepping is tot waar hy die finale streep trek, weet God presies hoe lyk hierdie hele tydlyn en hy weet hoe lank dit vat. En hy weet wat hy alles wil doen en hy het elke liewe detail geken voordat hy een enkele oomblik begin skep het. En daar was 'n tyd gewees wat hy geweet het hier gaan die skepping wees. En hy het geweet hierso gaan Abraham wees. En hy het geweet hierso gaan Moses se storie wees. En hy het elke detail van sy plan uiteengesit. Hy het 'n prentjie uiteengemap. En hy het geweet deel van sy skepping in 2026. Op die 23ste Augustus gaan daar 'n groepering van mense hier in welkom in hierdie lokaal sit. Voordat God geskep het, het hy jou geken en hy het geweet jy is hier. En so ek kan jou vra, hoe lank is jy nou al in die Goudveld? En dan gaan van julle wees wat sê, "Jesus, ek het hier groot geword." Is van julle wat kan sê, "Jesus, maar ek het 40 jaar terug hiernatoe getrek." Van julle wat sê, ek het onlangs hiernatoe gekom. En ek sê vir jou, dit maak nie saak wat jou storie is nie, God is nie geskok oor hoe jy hier gekom nie. En hy is ook nie geskok oor hoe lank jy hier gaan bly nie, want op die einde van die dag het hy 'n tyd soos hierdie gekies om jou hier te sit. En dis nie per toeval nie, dis nie iets wat hom omkant vang nie. Jy is dalk ongelukkig oor dat jy hier is. Jy voel dalk jy wil ergens te oorsee wees. Jy het dalk hierdie begeerte vir 'n nuwe begin. Jy het wat ook al in jou hart plaasvind, sê ek vir jou dat die Here is nie geskok oor dat jy hier is nie. En jy moet hier wees, want as hy nie jou hier wou gehad het nie, het hy jou geskuif. Dan sou hy jou nie gehad het nie. En so ek en jy moet baie bewus wees van die feit dat ek en jy is hier vir 'n spesifieke rede. En in hierdie hele tydlyn wat God in plek gesit het, het hy gekyk en hy het gesê, binne in hierdie tyd gaan jy lewe. En in hierdie tyd gaan jy in hierdie plek lewe. Vir 'n spesifieke doel.
En so ek dink is vir my veel belangrik om te verstaan dat as ek en jy praat oor wat is Lighuis se beloofde land, waar wil die Here ons hê? Hy wil ons in die goudveld hê. Dis hoekom ons hier is en ek glo dat Lighuis is geroep vir hierdie tyd om hier te wees in 'n plek wat hopeloos is, in 'n plek wat goddeloos is, sodat ons 'n impak kan maak. En jy is hier gesit en die Here het vir jou gawes gegee en dis wat ons gedoen het in Romeine 12 is uitgesê binne in elke een van julle is daar 'n genade geskenk geplaas vir hierdie tyd, vir hierso. Jy is gemaak vir hier. Dis hoekom ons hier is. En hy sê vir ons in Matteus 5 vers 14 tot 16, dan sê hy en 'n berg of 'n stad wat op 'n berg is kan nie sy lig kan nie weggesteek word nie. Jy kan nie kyk na 'n stad op 'n berg en jy kan dink, "Oeh, kom ons steek hierdie stad weg nie." Jy kan nie. Dan sê hy, "En wie steek 'n lamp op en bære dit onder 'n emmer?" Dis nie die doel daarvan nie. Hy sê julle is gemaak en julle moet leef so dat jou lig sal skyn na hierdie wêreld hier om ons, sodat die Here verheerlik kan word. Dis hoekom ons hier is. Ek en jy is geskep vir 'n tyd soos hierdie. En ons beloofde land waarna ons kyk is nie 'n ver plek nie. En ons dalk van julle wat droom na 'n baie ver plek. Maar vir nou is ons hierso. Vir nou is ons hierso in hierdie plek en dan sê ons Here, as ek dink aan 'n Moses wat oorgee aan Joshua. Hy gee vir hom en hy sê, "Gaan jy in die beloofde land?" En daai beloofde land het nie gelyk soos die beloofde land nie. Hy was vol vyande gewees. En dit het hulle jare gevat om oorlog te voer om daai beloofde land hulle eie te maak. En ek sê vir jou en dalk voel ek en jy en ons kyk na ons beloofde land. Ons kyk na ons goudveld en ons voel, maar Here, dit voel nie reg nie. Dit voel nie asof ek hier moet wees nie. En ek sê vir jou dat die Here het jou hier geplaas vir 'n rede. Jy bly in Virginia, jy bly in Bultfontein, jy bly in Tennyson, jy bly in Riebeekstad, jy bly in Welkom, jy bly waar jy bly, want dis waar die Here jou wil gehad het. Jy werk by jou werk, jy werk daar waar jy is tussen jou mense vir 'n spesifieke rede. God het jou geskep vir hierdie en of jy frustreerd voel en of jy voel jy wil uitklim en of jy voel jy wil weghardloop en of jy voel hierdie is die beste plek wat jy al ooit was, God het jou gemaak vir hierdie tyd, vir nou, om te weet waar jy is. Dis wat ek glo, ek is vas oortuig daarvoor. Maar dis waarvoor ons hier is, sodat ons lig sal skyn. En toe Lighuis sy naam gekry het, was toe Dominee Andrei in 'n tyd gery het en hy het toe ek dink die Lighuis was nog wel bo by Giovanni's gewees en hy het gery en dit was pikstuk nagdonker. En bo het hy die lig aanvergeet. En hy besef daai dag Lighuis. Plek waar dit donkerte is, 'n plek waar dit hopeloos is, 'n plek waar dit voel asof daar geen lig is nie. Sal ons so leef dat ons lig sal skyn vir die wêreld. En toe ons later al die bedieninge se name verander het, toe het ons besluit ons verander almal se name om in lyn te wees met hierdie tema. En so ons 0 tot 3-jariges noem ons vonkies. 'n Spaak. Ek wou hulle spaakies genoem het. Ek was ge-outvote. Ek kom uit Benoudie uit, dis die Tappe Triangle. Ons het altyd gesê, "Chickie Sparks, bro, Chickie Sparks." Toe sê hulle die vonkies, kom ons gaan vonkies. Die rede daarvoor is klein, maar het ongelooflike potensiaal. Potensiaal om 'n veld af te brand. Potensiaal om 'n huis af te brand. Soveel vernietiging bring of selfs in 'n plek waar dit ijskoud is, kan 'n vonkie vuur maak wat lewe kan bring. Kleintjies. So 'n klein spaak. Klein spaakies. En dan tot ons 3 tot 6-jariges, 4 vliegies. Wanneer laas het jy deur 'n veld gestap en 4 vliegies gesien? En nie in verwondering gestaan van wat dit is nie. Jy stap daar deur en is so klein. Maar dit is asof jy hulle net wil vang en hulle net hou. Ongelooflike potensiaal in ons kinders. En dan as hulle 'n bietjie ouer word, van 7 tot 13, flikker. Dis 'n kersie wat flikker. Dit voel nie vir jou soos 'n groot lig nie. Maar man, as daar niks anderste is nie, maak hy 'n verskil. Die impak wat God kan maak deur ons kinders. En as daai kinders
aangewakker word deur die Gees van die Here, dan maak hulle 'n verskil. Dan gaan hulle na ons tieners toe, in vlam. Harte wat in vlam is, wat passievol is, wat reg wil wees om met die wêreld te verander, sodat ons almal saam kan deel vorm van 'n lighuis. Want hierdie is die doel wat ons het, is ons sal so leef dat ons lig skyn, dat die mense sal sien die heerlikheid van die Here. En so dit was ons doel, dis die fokus. Ons eerste week het ons gesê, maar hoekom is ons hier? Dis wat lighuis hierso plaas, is ons is hier in 'n plek waar dit donker is en goddeloos is. En ons bring die hoop. Ons bring die hoop. Hoekom? Nie omdat jy nice is nie, nie omdat jy oulik is nie. Ons bring die hoop want ons ken die bron van hoop. Ons ken die een wat vrymaak in 'n wêreld wat so ongelooflik vasgevang is in soveel gemors. Ken ons die een wat vrymaak. Ons ken hom. En die hartseer deel is, dalk sit daar van julle en jy is nog vasgevang. Jy is nog vasgevang in soveel gemors. En ek sê vir jou, ons ken die een wat vrymaak. En jy sit dalk hierso en jy het nie hoop nie, en ek sê vir jou, die een aan wie ons vashou, is ons anker. Hy is ons hoop. Dis wie ons ken. En vandag sê ek vir jou, dat as ek en jy in jou wese 'n begeerte het vir Jesus, sit jy met die antwoord wat die goudvelde nodig het. En hy het binne in jou alles geplaas om daai te kan deel met die wêreld hier om jou. Ons beloofde land. Die plek waarvoor die Here ons geroep het. En dalk skuif die Here jou, dalk skuif die Here my, dalk eindig ons lewe. Ek weet daar's ons die Latynse se woord, is dit Deo volente, wat sê as die Here se wil, gebaseer op Jakobus 4. So jy kan nie sê ek gaan môre dit doen en dan gaan oormôre daai doen en volgende jaar hierdie doen nie. Is as die Here se wil. En so as jy vir iemand RSVP, dan sê jy gewoonlik nee, ek sal daar wees DV. Deo volente beteken as die Here se wil. Ons verstaan dit. Maar vandag is ek hier. Vandag is ek geroep vir hier. Ek is geroep vir nou, vir hier. En so ek en jy moet verstaan dat die rede hoekom lighuis hier is om 'n impak te maak in ons goudveld. En toe het ons laasweek het ons gesê, so as ons weet waarvoor ons geroep is, dan sê ons, hoe moet ons mense lyk? Wie is ons mense? En as ons kan droom oor die goudveld wat van 'n hopelose plek na 'n hoopvolle plek toe beweeg, van 'n goddelose plek toe na 'n plek van geloof, as ons so kan droom oor die goudveld en sê, Here, U het ons hier geplaas om daai te wees. Hoe moet ons mense lyk? As ons sê, Here, maar ons kom Sondag na Sondag met mense bymekaar hiernatoe, hoe moet ons mense lyk? En ons het vir hulle gesê dat oor die 6 weke wat ons registrasies gedoen het, wat baie min mense van gehou het ons gesê dat daar's 1158 mense wat kom draai maak in 6 weke by ons kerk. En dit lyk nie so vir alles die Springbokke verloor het nie, maar vir wat dit werd is, ons weet daar kom mense na ons kerk toe. Ons besef, Here, U het ons toevertrou met mense. So dan word die vraag, Here, hoe lyk ons mense? Hoe lyk ons mense? Wat is die beginsel? En ons het gesê daar's 4 eienskappe. En ek sit vir jou die 4 eienskappe op. Nommer 1, dat jy toegewyd, mense wat toegewyd sal wees in Jesus. Mense wat beteken, as ek sê toegewyd, beteken dit dat ek is iemand wat leef in 'n aanbidding teenoor die Here. En my Maandag en my Dinsdag en my Woensdag lyk dieselfde as my Vrydag en dit lyk dieselfde as my Sondag. Ek leef nie anderste op 'n Sondag as wat ek doen op 'n Maandagoggend as ek by die werk aanstap nie. Ek leef nie anderste op 'n Sondag as wanneer ek 'n Vrydag aand tussen my pelle is nie. Dis 'n leefstyl toegewyd aan Jesus. Dis wat ons wil sien en beleef. As ons praat van dat iemand wat staande bly, beteken dit ek is geanker in my identiteit. Weet wie is ek in Christus? Ek weet wie ek is. Niks van hierdie wêreld kan my skud nie, want ek weet wie ek is in Christus.
En ek het geleer wat dit beteken om in te skakel met 'n liggaam. Wat beteken vandag is ek sterk en jy is nie sterk nie. En so daarom kan ek inkom en langs jou inhak en jou ondersteun. Want ek leef nie net vir myself nie. En weet jy wat, môre gaan hierdie wêreld vir my 'n paar taai klappe uitdeel. En dan gaan ek jou nodig hê om in te hak by my. En hierdie is die ding, as ek en jy dink aan wie is ons? Ons is mense wat toegewyd is aan Jesus. Mense wat staande bly in hierdie bose wêreld. Mense wat leef in dankbaarheid eerder aan wat skuld jy my? Ek is dankbaar vir wat ek het. En al is dit nie so mooi en so grand nie, is ek in my wese dankbaar. En ons is mense wat getuig. Wat beteken ek is gemaak nie vir myself nie, maar vir ander. Dit beteken ek en jy getuig. En as ek sê Handelinge 1 vers 8. En dan kom Jesus en hy maak hierdie stelling en hy sê: "En julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees." Ons sal getuig in hierdie wêreld. En ons gaan nie wegskram in verskonings en sê wat is fout en hoekom en wat en waar en hoe gaan ons hierdie goeders hanteer. Nee, ons gaan getuig in hierdie wêreld. En dis wat ons hier plaas, dis waartoe ons gaan. Nou dink ons aan hierdie prentjies. Ons dink aan 'n goudvelde wat herstel is. En ons dink aan mense wat hierdie eienskappe het. En dit voel onrealisties. Dit voel onrealisties. Ek kan onthou altyd as ons my ma 'n vraag gevra het oor iets wat glad nie gaan gebeur nie. Sy weet dit gaan nie gebeur nie. En sê, ma, wanneer gaan hierdie gebeur? En dan omdat my ma Engels was, het sy altyd hierdie een Engelse term gebruik. Sy sê, when pigs can fly. Dis wanneer dit gaan gebeur. Wanneer gaan ons herstel sien in die goudveld? When pigs fly. Wanneer gaan ons sien dat ons mense so leef, when pigs fly? Is dit ons antwoord? Gaan dit wees wat ons antwoord in hierdie proses? Gaan dit wees wat ons gaan sê, Here, maar ons sien hierdie oulike prentjie en dit is baie nice en ons almal kan baie opgewonde raak oor hierdie goedes, maar dit gaan net nie gebeur nie. En terwyl Johan besig is om met die Laat dit reën te sing, dink ek aan die storie van Elia. 1 Konings 18. Dan is hier die storie wat hy maak die uitspraak oor dat daar gaan droogte wees. En vir 3 jaar is dit droogte. En ek dink is Israel, ek kan nie onthou of dit Israel of Judea is nie, maar en vir 3 jaar droogte, solid droogte. En aan die einde van die 3 jaar dan sê die Here vir Elia, okay, nou gaan na Agab toe. En dan kom hy en hy maak hierdie reëling met Agab en hy sê, okay, Agab, bring jy jou 450 Baal profete en jou 400 profete van Assyria en dan kom staan ons almal daar bo op die berg en ons kyk bietjie wat gaan hier gebeur. En dan ken jy nou die storie. Die storie is, julle maak 'n offer, julle steek nie die ding in die brand nie, julle dans, julle sing, julle doen wat julle nodig het. Julle God moet antwoord. En dan is julle klaar, is dit my beurt. En na hierdie hele storie afgespeel het en die Baal profete doodgemaak word, dan op 'n stadium dan in die einde van 1 Konings 18, dan gaan Elia en hy staan op die berg op sy knieë en hy bid voor die Here vir reën. Vir 3 jaar niks reën gewees nie. Dan stuur hy sy diensknegt uit en dan sê, gaan kyk of die reën op pad is. Kom hy terug en sê, niks. Tweede keer stuur my, dit sê, niemand maak die app oop, kyk of daar reën kom. Nee. Moenie daai app gebruik nie, gebruik 'n ander een. Nee man, weather.com werk nie, gebruik 'n ander een. 7 keer stuur hy my. 7de keer kom hy terug. Dan sê ek, "Raak toe aan die ander kant, sien ek 'n wolkie." Hy's omtrent die grootte van 'n handpalm. Ek sien niks. Dit lyk hopeloos. Al wat ek sien is 'n wolkie die size van 'n handpalm.
En hy sê, gaan sê vir die koning, hier kom reën. Al wat ek en jy nodig het, is hoop. Ons kyk na die goudveld, en ons sien niks. Maar ek sê vir jou, 2 goed kan gebeur. Nommer 1, as ons hou aanbid. En nommer 2, as ons hou vas aan hoop. Al is dit 'n wolkie so groot as 'n handpalm. Dit is al wat ons doen. En niks in jou hele wese of reg rondom jou voel asof hierdie 'n realiteit kan wees. Dat ons 'n goudvelde sien wat geherstel gaan word nie. Of dat ons 'n groepering mense het wat op 'n Sondag kerk toe kom, toegewyd aan Jesus, staande kan bly, absoluut dankbaar kan wees en in hulle wese getuig in hierdie goudveld. Niks in ons voel ons sien hierdie nie. Ek kyk na myself dalk, jy kyk na jouself dalk en jy sê maar dit voel nie vir my asof dit 'n realiteit is nie. En ek sê vir jou, al wat ons hoef te doen is ons hou aanbid en ons wag vir daai wolkie. En van die Here bring die reën. Die Here bring die herstel. Dis wat gaan gebeur, nie ons nie. Niks wat ons kan doen gaan hierdie ding werkbaar maak nie. Maar ons besef die Here kan hierdie doen. En so al wat die Here moet doen vir ons is as gemeente rig hy ons. Hy rig ons. So vir sê Matteus 16 sê Jesus wat is sy werk. Sy werk is hy sal die kerk bou. Ons hoef nie kerk te bou nie. Ons hoef nie meer mense hier in te kry nie, ons is okay daarmee. Hy sal dit uitsorteer. Wat moet ons doen? Maak disippels. Dis wat ons moet doen. Ons het 'n werk, hy het 'n werk. Die Here gaan nie my werk doen nie en ek kan nie sy werk draai doen nie. En so daai was ons 2 weke in 'n nutshell. En so nou vir ons die vraag is, Jean, as hierdie nie 'n realiteit is nie, ons kyk na die goudveld, ons kyk na ons mense, hierdie is nie wat ons sien nie, wat maak ons? En dan sê ek vir jou, ek is nie net 'n dromer nie, ek is nie net iemand hierso wat sit en plannetjies uitdink en dink hoe oulik kan ek dit vir jou inkleer nie. Ons sê vir onsself, maar watse plan sit ons in plek? En dan sê ek vir jou, ons plan, en ons het baie hard gewerk om seker te maak dat ons ja sê vir sekere goeders en nee sê vir ander goeders. Ons het 'n klomp van ons goeders wat ek al weet, wat my lank voor my tyd al gekom het, alles gestop. Gesê hierdie goeders pas nie meer in by die plan waartoe die Here ons vat nie. En ons het gesê ja vir 'n klomp ander goeders wat vreemd is en wat voel, Jesus, maar mense kan dink oor hierdie goeders gaan nie werk nie. En ons sê net wel ons weet een ding. Die Here het vir ons 'n missie gegee. Wat is ons missie? Ons missie het Jesus vir ons vasgemaak. Matteus 28:19. Gaan maak disippels. Dit was sy missie. Toe sê ons, ja Here. Ja Here, dis wat ons gaan doen. Ja Here. Disippels maak. Wil jy disippels maak? Nee. Jy wil nie. Ek wil ook nie. Maar ons gaan. Hoekom? Want dis ons opdrag. Ek beloof jou, ek sal ook heeldag by die huis wil sit en movies kyk. Ek meen ek werk in elk geval net 1 dag 'n week. Ek kan net sowel vir die res van die tyd net sit en niks doen nie. Dit sal amazing wees. En ek is seker dat jy sal dit love om 'n hele week lank niks te doen en jou selfe salaris te kry aan die einde van die maand. Ons almal sal dit geniet, maar een ding weet ons. Boonbehalwe jou inkomste wat jy moet maak, boonbehalwe my verantwoordelikhede wat ek het ek en jy een plig, maak disippels. Dis wat gebeur. Dis jou opdrag. Gaan is nie 'n wonder nie. Jesus het vir jou gesê gaan maak disippels. Hy het vir my gesê gaan maak disippels. Dis nie my werk om dit ek hier voor staan en nou is jy gevrywaar want jy hoef nie. Dis nie wat jy lees dieselfde Bybel as ek. Opdrag is vir jou ook. En so ons doel is maak disippels. En toe sê ons okay Here, maar as U vir ons sê disippels, kom ons maak dit meetbaar. Ons wil dit meet. Ons wil kan sien of ons hierdie ding doen. En of want jy weet mos hoe werk dit. Is om te sê ek gaan diet. Ja, great. Jy gaan nie. Ek gaan ophou rook. Nee. Maak hom meetbaar. Maak hom meetbaar. Ek gaan môre die volgende eet. Maar dit gaan my gesonder laat leef. Neek alles wat jy het in die asblik wat in jou yskas is, wat nie inpas by daai wat jy môre gaan eet nie. Gaan Checkers of Woolworths of waar ook al toe, gaan koop alles wat jy nodig het en prop dit in jou yskas. En môre as jy honger raak, kyk ons wat gebeur. Gaan jy besef daar's
iets wat jy gaan doen, is ek gaan na my yskas toe loop, en al wat ek het om te eet, alhoewel, jy gaan dalk wil, ek gooi jou foon in die asblik, jou alles, jy kan nie takeaways, jy kan nie Mr. D nie, jy kan nergens, al wat jy het jou yskas. Dis meetbaar. Dis meetbaar. Wat gebeur is, ek sit sekere goedes in plek, om dit vir my meetbaar te maak. So nou sê ons vir onsself, hoe maak ons hierdie vir ons meetbaar? Gaan maak disippels? Ons wil dit kan meet. Ons wil kan sê, Here, ons wil effektief, ja sê vir sekere goeders, nee sê vir ander goeders, want ons het een fokus, maak disippels. En so ons sê, 1500 disippels. 1500 disippels. Dit klink vir my soos 3 berge op mekaar. Ek het nie 'n koek en klou gaan ons uitkom nie. Ek weet nie, weet jy? As jy doen, asseblief laat weet my. Ek wil ook graag uitvind. Ek weet nie hoe lyk hierdie nie, maar ek weet ek moet meetbaar wees. En ek weet hierdie ding moet ver groter wees as net ek. Ver groter wees as net ons personeel. Hierdie moet jou insluit. Want dis die doel, dis meetbaar. En dan kan ons sê, okay, Here, waartoe gaan ons nou? Waartoe gaan ons nou? Wat doen ons nou? Wat's volgende? Wat is volgende? En dan besef ons, vir ons om mense te definieer as ouens wat toegewyd is aan Jesus, ouens wat staande bly, ouens wat dankbaar is, en mense wat getuig, dan sê ons, Here, daai kan ons kan werk met hierdie. En nou moet julle onthou, ek is elke keer bewus van hoe min impak my preke het. En nie dat ek nie jou nou skuldig laat voel, of sleg gaan laat voel, of opgewonde laat voel nie. Ek meen, dis great, maar dit leef net so lank. Teen die tyd wat jy in die kar klim, het jy het meeste van dit vergeet. En so ek is bewus daarvan. So, maar kom ek deel net met jou, net een klein deel, van hoe lyk dit as iemand, dan besef ons, as ons sê, dat ons wil hê iemand moet gevestig wees in sy identiteit in Christus, is daar 2 elemente van identiteit wat jy moet verstaan. Ek sit vir die eerste ene op die skerm. Redding is 'n persoon. Jy is gered, nie omdat jy iets gedoen het nie. Jy is gered, omdat jy 'n persoon ontvang het. Hoor mooi, as jy dink dat jy kan iets doen om redding te ontvang, het jy gewerk vir dit. Dan het jy gewerk. As ek vir jou sê, wie van julle wil julle harte vir die Here gee, steek asseblief jou naam op, kom vorentoe, of jou hand op, kom vorentoe, ek bid vir jou. Dan kan jy altyd sê, o ja, daai dag toe ek vorentoe gegaan het, daai dag het ek my redding ontvang. Dis soos my doopsertifikaat. Sit hom ernstig in 'n leer, en die dag as ek hom nodig het, kyk, ek is gedoop. Dis wat gebeur, dis 'n ding wat jy kry. En ek sê vir jou nou, dat as ek en jy wil verstaan wat redding is jy ontvang 'n persoon, jy ontvang die Heilige Gees in jou. Redding is Christus in jou. Dis wat redding is. Dis nie ek het iets gekry en daarom is ek nou fine nie. Ek het 'n persoon ontvang, deel van my lewe. En vir jou om daai persoon te moes ontvang, moes Jesus aan 'n kruis sterf en sy bloed moes vloei om oor jou te was, om jou enigsins te probeer kwalifiseer vir hierdie persoon. Want sonder sy bloed kon jy nie die persoon kry nie. Redding is 'n persoon. Dis wat dit is. En jy gaan moet verstaan dat as jy iewerste op 'n punt kom wat jy dink dat ek is 'n gelowige omdat ek kerk toe gaan, of ek is 'n gelowige omdat ek geldjies gee vir die kerk, of ek is 'n gelowige want ek sê elke nou en dan dit, dan sê ek vir jou, jy mis dit as jy nie snap dat redding is 'n persoon nie. Wat in my is, by my is, deel van my is. Christus in my. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Galasiërs 2 vers 20. So as ek en jy wil begin praat oor identiteit, my identiteit in Christus, moet ek begin met hierdie. Ek moet begin deur te weet, redding is 'n persoon. En dan die tweede ene wat ek vir jou ook opsit, intern is belangriker as ekstern.
Wat binnekant gebeur, is ver belangriker as die buitekant. Nou daar's van julle wat baie mooi oulik aantrek op 'n Sondag. Ek worry nie altyd nie. Is soos, wat gaan werk, wat gaan nie werk nie. As ek kom sou ek in kaalvoet gepreek het, maar daar's van die mense wat soos, hoe durf hy? Ek moes al myself verduidelik het hoekom ek nie 'n das dra op 'n Sondag nie. Maar vir party mense is die ekstern baie belangrik. Wat gaan mense dink? Hoe gaan mense reageer as ek nie die mooi hempie aan het nie? Of dit wat ek het moet so wees dat as ek by 'n plek gaan stop dat ek nie skaam voel nie. Nou ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek nie. Maar hoeveel keer het jy skaam gevoel oor iets wat jy het of iets wat jy aan het? Stop daar met jou kar. Kyk al die ander fancy karre hier om my. My kar is nie gewas nie. Hy is nog nie. Voel skaam. Of aan die ander kant. Hoeveel keer het jy al by 'n plek gestop en jy het die mooiste kar? Ek het die skoonste kar. Ek het die mooiste huis. Ek het die naaiste klere. En dan besef ons hoe belangrik is ekstern vir my en vir jou. En onthou nou, ons doen dit want jy wil aanvaarding kry. Jou ekstern is vir jou belangrik, want as ek ekstern goeie goeders het, goeie goeders doen, inpas by die mense, kry ek aanvaarding, ek kry goedkeuring, en in baie gevalle kry ek status. As jy alles het, mense sê, Jesus, ek wens ek het so 'n bakkie. Jesus, ek wens ek het so 'n kar. Jesus, ek wens ek het so. Ons kry status. Ekstern is belangrik. Nou, dan sal van ons wat net glad nie worry oor die materialisties nie, en so dit gaan vir jou, jy voel, yes. Daarom is ek beter as jy. Daarom is ek meer moreel as jy. Ek vloek nou nie so erg as jy nie. Ek steel nie so baie soos jy nie. Nie is daai ou se krimineel. Nee? Daar's ewe skielik iets in my wat voel ek is beter as jy. Of dan is daar ander mense wat jy werk verskriklik hard om nice te wees met mense. Maar hier binne is jy bitter. Jy vreeslik vriendelik in wat jy sê, maar in jou binnekant vloek jy hulle uitmekaar uit. En hier is die volgende beginsel van identiteit wat ek en jy moet verstaan. Wat binne in jou hart aangaan is ver belangriker is wat buitekant aangaan. As wat jy het, of wat mense hoor van jou, of wat jy vir mense wys. Jou hart wat hier aangaan, is vir die Here belangrik. En dan dink ek aan Romeine 7 vers 24, en skryf Paulus hierso oor hierdie worstelgeveg, wat hy is besig met hierdie worsteling, van hy weet wat ek moet doen, en dan doen ek dit nie, en dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek, en hy worstel in Romeine 7 met hierdie goeters. En dan Romeine 7 vers 24, gaan maak hy die stelling, en sê hy, elendige mens wat ek is. Elendige mens, Engels is dit wretched man. Elendige mens. Hy kyk na homself en hy kom tot op daai konklusie. Nou, gewoonlik ouens wat nie die Here dien nie, hulle kom nie op die konklusie dat ek 'n wretched man nie. Nie omdat ek sonde doen nie. Weet jy wie kom op die konklusie dat ek is 'n wretched man, ek is 'n elendige mens? Paulus doen. Paulus kyk na homself en hy besef, Jesus, ek is 'n elendige mens. Ek kyk na myself en ek besef, Jesus, ek is 'n elendige mens. Ouens wat regtig waar kyk na die heiligheid van die Here, na die grootheid en sy goedheid en sy almag, en ek vergelyk wat in my hart aangaan, dan besef ek, Jesus, ek is 'n elendige mens. In my wese is ek nie naaste by goed genoeg om op die standaard te wees. Ek verdien nie dat die Gees van God in my kan leef nie. En dan maak hy die stelling, Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus is nie. Wat beteken my identiteit? Spring weer terug, so alhoewel ek besef my intern is korrup, ek kyk na my intern en ek sê elendige mens dat ek is, spring ek terug na my identiteit. Wie is ek in Christus? En daai gee weer vir my waarde. Dis
Dis identiteit. Nou ek kan vir jou hierdie goeie sê en dit kan net so boor jou kop gaan. Ek kan dit vir jou sê en dit maak dalk vir jou sin en as jy uitloop en vergeet jy dit. Niks van hierdie verander jou identiteit nie. En dan besef ons, okay, maar Jean, weer eens, nou word die vraag, as ons kyk na die goudveld en ons kyk na ons mense, wat is ons plan? Waartoe is ons op pad? Wat doen ons in plek? Wat gaan ons in plek sit? Nou as jy 'n permit, hou hom vas. Ek het vir jou laasweek gesê, hou hom vas. Trek jou twintjies terug onder jou stoel dat ek nie op hulle spring nie. Hiersoos wat ons besef as gemeente. Eendag gaan ek voor die Here staan en jy gaan voor die Here staan. En twee goed moet beantwoord word. Nommer 1, het ek Jesus gedien? Jou eerste vraag is, het ek Jesus gehad? Het sy bloed oor my gekom en het ek Christus deel van my lewe gehad? En jy gaan daai vraag beantwoord vir iemand wat reguit in jou hart inkyk. Kan niks wegsteek nie. Jy kan nie vir hom lieg nie. Jy kan nie 'n oulike front wys daar nie. Jy kan nie 'n fotoalbum uithaal nie. Jy vra die skepper van alles. Het ek Jesus gehad of nie? Dis wat jy gaan antwoord. Jou eerste. Nommer 2. Wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen? Het jy jou roeping uitgeleef? Alles wat ek het, alles gaan ek net so voor die Here neersit. En die vraag is, hoeveel van dit wat ek voor hom neersit, het hom verheerlik? Dis die twee vrae. Het ek Jesus geken? En dit wat ek gedoen het dit hom verheerlik? Jy gaan daai vraag beantwoord. Nou ek wil net vir jou sê, daai twee vrae maak my hier waar ek staan absoluut bewus van die gewig van daai vraag. Die eerste vraag beantwoord, gaan ek hemel toe of hel toe? Nou die tweede ene voel nie so bad nie, dit basies bepaal maar net of jy actually in 'n huis gaan bly of 'n boemelaar gaan bly in die hemel. Maar dis vir my, ek spot nou, ek maak dit baie lig. Maar die blote feit is, jy gaan daai twee beantwoord. As het ek Jesus, en het ek geleef soos wat hy wil hê ek moet leef. Nou deel van my, wat Jean is, wat hier voor staan, en die bestuur, deel van wat ons gaan moet beantwoord in, het ons gedoen wat ons gedoen het. Jakobus sê vir my dat wanneer ek praat met julle, word ek geoordeel vir dit wat ek sê. So met ander woorde, ek moet seker maak dat wanneer ek hier staan en vir jou sekere goeie sê, gaan ek moet dubbel seker maak dit wat ek sê is volgens skrif. Want ek gaan geoordeel word, nie jy wat luister nie. As jy iets verkeerd doen omdat ek het vir jou geleer, dra ek die prys daarvoor. Ek dra die prys, ek moet verantwoording gee vir jou siel. Dis wat ek voor moet verantwoording gee. Ek voel die gewig. Ek voel die gewig. Die bestuur voel die gewig. En omdat ons die gewig voel, maak ons besluite. Nie op wat nice is vir mense nie. Nie wat great is volgens bemarking nie. Nie vir wat jou baie gemaklik laat gaan voel nie. Ek maak besluite en die bestuur maak besluite. Want eendag gaan ons voor God staan. En ons gaan sê, Here, jy het vir ons 'n missie gegee, maak disippels. En ons het gesê, met alles in ons, het ons either gedoen of het nie gedoen nie. En so nou kom ons en ons vra onsself die vraag, enkele goeie soos, wat beteken lidmaatskap in Lighuis? Wat beteken lidmaatskap? Nou, vir die ouer mense is lidmaatskap 'n baie bigger deal as wat dit is vir jonger mense. Jong mense is nie veel nie. Kom ek sê vir jou, wat gee lidmaatskap vir jou hierso? Niks. Niks, dit doen nie. Ek sê jou doop of nie doop, irrelevant of jy lidmaat is of nie. Jy kan nagmaal gebruik of jy lidmaat is of nie. Ek sê jou begrawe, nie dat jy hier gaan wees nie. Ek sê jou dopie begrawe of jy lidmaat is of nie. Frankly, as ons kyk na hierdie tipe goeders, dan besef ons net niks van hierdie goeders maak regtig so groot saak nie, maar wat ons wel weet, is eendag wanneer ek voor God gaan staan, gaan hy vra, is jy 'n ledemaat van my liggaam gewees? En was jy aktief besig om 'n deel van my liggaam te wees? En so daarom het ons besef, van vandag af,
beteken lidmaatskap vir ons? Niks. Niks. Ek gaan nie verantwoordbaar kan wees voor die Here. Vir mense wat sê, ek het my naam op 'n blaadjie geskryf en vir jou gegee en nou moet jy vir my sekere vereistes gee. Ek sal my geldjies vir jou gee en daarom het ek sê in jou gemeente nie. Dis nie hoekom ons is nie hier vir dit nie. Ons is nie hier vir dit nie. Ons is hier vir een rede. Dat ons as liggaam iets sal doen vir sy koninkryk. Dat ons hierso 2 antwoorde kan beantwoord. Nommer 1 het ons Jesus gehad. Nommer 2 was ons getrou gewees met dit wat hy gegee het vir ons om te doen. En as jy enigstens wil deel word van hierdie proses waantoe ons gaan, dan gaan ons jou 'n geleentheid gee om te kan vra. Maar as jy tot nou toe iewerste 'n sessie bygewoon het saam met ons na die tyd, wat ek 10 teen 1 aangebied het, wil ek vir jou sê, ek is baie jammer dat ek jou tyd gemors het. Ek is jammer daarvoor, want die bloot met niks van dit het jou gemaak inkoop in die liggaam van Christus nie. Tot op nou toe het ons 'n klomp mense op ons boeke gehad wat soveel energie ingesit het aan die gemeentebou as liggaam of hulle rol uitspeel as liggaam in hierdie gemeenskap. En dan besef ons, maar dalk het ons dit verkeerd gedoen tot nou toe. Dalk het ons. So wat is dan ons plan? Wat is ons plan? Ons plan is om te sê dat ons wil hê jy moet groei. Want ons glo, almal van ons moet groei. Ek kom op 'n punt en ek dink ek moet toegewyd leef voor Christus en dan besef ek moet groei. Ek besef ek moet staande wees as die chaos kom en ek besef om daar te wees moet ek groei. En so ons as lighuis sê ons wil spasie maak vir jou om te groei. Vir jou, jy wat hier sit vanoggend, moet groei. En om 'n lidmaatskap vormpie in te doen, gaan dit nie veel help nie. En om net Sondag na Sondag hiernatoe te kom, gaan jou ook nie veel help nie. So ons sê ons het sisteme in plek wat ons wil ons bes te doen om jou te maak groei. En as ons het 'n sessie wat ons seker in Oktober sal doen, bloot net oor ons datums wat vooruit geboek is. Sal ons in Oktober sal ons vir julle baie meer inligting gee oor hierdie, maar ek gaan jou nooi vir dit. En dan gaan ek jou 'n geleentheid gee, wil jy deel van die liggaam word en dan gaan jy commit op sekere goed. Om te sê ek commit. En as jy nie en jy wil net 'n besoeker wees en jy wil net invlieg, luister en uitvlieg, is jy meer as welkom. Maar weet net ek gaan nie verantwoording kan gee vir jou nie. Jy gaan vir jouself verantwoording gee. As jy eendag voor die Here staan en as jy fyn is met dit, is ek ook fyn met dit. Maar vir die ouens wat sê ons koop in, sê ons lyk anderste. Ons gaan anderstens vereis van jou en ek verstaan jou tyd is ongelooflik kosbaar. Ek weet dit is, ek weet hierdie wêreld het 'n ongelooflike gewig wat hy op jou plaas in terme van verantwoordelikhede. Maar ek sê vir jou dat ons gaan eendag voor God staan en net dit wat hom verheerlik sit ek voor hom neer. Die res gaan opgebrand word. Alles gaan opgebrand word. My grand huis, my oulike kar, my pragtige plakkies, my amazing gel, alles gaan ek neersit vir hom en dit gaan net weg. My hele bankbalans, net so missing. Wat gaan ek voor hom neersit? En so ons begin deur te sê, lidmaatskap beteken nou niks nie. Vir nou gaan lidmaatskap niks beteken nie. Dit het eintlik tot nou toe niks beteken nie en nou sê ons, nou scratch ons dit. En dan die tweede ding wat ons sê is, ons sit prosesse van groei in plek. En hierdie prosesse kan wees dat ek jou dalk gaan nooi vir 'n 2 ure sessie, om 2 ure saam met jou te spandeer in 'n groepering van mense, wat ons oor goeders gaan praat, en ons gaan as 'n groep saam chat oor goeders, want ons het nodig om gesprekke te doen, om nie net inligting te kry nie, maar om hierdie goeders deel van ons hart te maak, sodat ons kan toepas. So ons van hulle gaan kort wees, 2 ure. Van dit gaan 'n jaar van jou vereis. Om vir 'n jaar lank in 'n proses te wees, om te groei en te ontwikkel. Gaan dit jou vereis. So uit hierdie goeders uit, het ons as lighuis tot om nou toe omtrent 30 van hierdie verskillende goede, wat ons graag met jou wil deel. Wat ons wil hê dat ons wil saam met jou groei. Joshua het 40 jaar lank saam met Moses beweeg.
40 jaar lank het hy saam met Moses gegroei. Wat hy gegroei het en geontwikkel het, sodat hy die volgende nasie, of die volgende generasie in die beloofde land moet invat. Die Joodse skrywer sê dat Josua was omtrent 40 jaar oud, toe hy begin het. Hy was nie 13 nie. 40 jaar oud, toe hy begin. 80 jaar oud, toe hy oorvat. Die blote feit is ek en jy reg om te groei. Wil jy groei? Wil jy iets beleef van God se grootheid? Wil jy iets beleef van sy genade? Wil jy leer wat dit beteken om toegewy te leef vir hom, jou identiteit te vind, om staande te kan bly, in te kan haak by 'n gemeente of 'n liggaam van Christus? Iemand wat vir jou herinner om dankbaar te wees en nie entitled te wees oor wat jy het nie. Iemand wat jou leer hoe om te getuig, wanneer die vrees jou aanpak, en jy weet nie wat ek wil sê nie. Iemand wat saam met jou deur hierdie pad stap. Dis wat ons hart is om saam met jou te groei. Jy hoef nie saam met ons te groei nie, jy is welkom om nie saam met ons te groei nie. Maar ek sê vir julle, as ons sê 1500 disippels, bedoel ek nie 1500 mense wat hier inkom nie. Ons trek by 1158 en dit beteken nie vir my veel nie. Die Goudveld lyk nog dieselfde. Ons kort 1500 ouens wat toegewyd sal wees en anders te sal leef. Dis waarvoor ons ja sê. Dis waarvoor ons ja sê. Die vraag is, gaan jy daarvoor ja sê? En so, daar gaan twee goed gebeur. Soos jy nou wil weet wat gaan gebeur. Ons het twee geleenthede. Die eerste geleentheid is ons 15 dissiplines. En as jy nie die 15 dissiplines gedoen het nie, wil ek jou regtig aanmoedig. Dit gaan ongelooflik baie beteken vir jou. Nie vir inligting nie. Ek verwag nie dat ek vir al julle wat al lank saam met ons journey, ek verwag nie om vir jou nuwe inligting te gee nie. Ek verwag dat jy iets sal beleef in die toepassing van 15 dissiplines. Dis wat ek wil sien en beleef, groei in jou lewe. 15 dissiplines. Die 12de September het ons die launch daarvan. So ons sal vir julle in die volgende paar weke ook herinner, dis 'n Saterdag, gaan ons almal bymekaar kom, gaan julle die hart verduidelik oor disippelskap, wat dit gebeur, en daai gaan omtrent 'n jaar van jou vereis, in 'n klein groepie. Week na week na week na week, en as julle groepie nie hierdie week kan nie, en julle skuif dit na volgende week toe, is dit julle groepie se saak, maar die blote feit is vir 'n jaar lank, jy in 'n klein groepie, binne lighuis, buite lighuis, waar dit ook al is, maak nie saak nie, vir 'n jaar lank, al wat ons doen is ons leer 15 dissiplines, deel maak van ons lewens. Dis al wat dit is. Dis die eerste een. Tweede een is ons induksie, die ene wat ons meer praat oor hierdie, bietjie meer detail praat oor, wat is hierdie 30 goed? Wat is die roete wat ons gaan volg met dit? Dis twee goedes. Hy sal in Oktober gebeur, verwag hom so hier omtrent die 24ste Oktober. So met ander woorde, as jy wil weet, Jean, waartoe gaan Lighuis nou vorentoe? Dis wat dit is. Ons sê ja vir dit. Sê ja vir die groei. En jy kan nou die volgende twee stappe wat jy kan kies, een of al twee, 15 dissiplines, gaan ongelooflik baie groei met jou. Tweede een is ons induksie. En so as jy wil weet, wat is ons plan, ons kan nie vir jou sê, hoe lyk die Goudveld nou nie, ons kan nou sê, hoe lyk hy nou, ons weet nie hoe gaan hy môre lyk nie, maar ons kan nou kyk na die wolkie en ons kan sê, ons koop in. Ons koop in, ons sê ja. Die vraag is, koop jy saam met ons in? Dis die hart. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Ag, en ek wil bid, Here, in hierdie oomblik, Here, dat ons net sal sê, Here, dat ons as gemeente, Here, sê nie net ja, net vir sonder nie. Here, ons sê ja, Here, want ons weet eendag gaan ons voor U staan. Here, ons gaan voor die Skepper van alles staan. Om twee vrae te beantwoord. Het ek Jesus geken? En het ek gedoen waarvoor U my geroep het? Here, mag U vir ons die guts gee om daai vandag te begin leef. In Jesus naam. Amen.